Nou vriende, ons sing daar die pragtige liedjie, maak disippels van die hele wêreld. Laat die kindertjies na my toe kom, soos die Vader my stuur, stuur ek jou ook. Maar voordat jy gaan, antwoord my vraag, het jy my lief? En ek dink dis die groot motivering agter evangelisasie, is daar 'n liefde in my hart vir God, deur sy gees gewerk, om te doen wat hy van my vra, die groot opdrag uit te voer, om die evangelie te verkondig aan elke nasie, taal, volk en stam. Nou vriende, ons almal het maar sekere gedagtes wanneer dit kom by evangelisasie, ons het sekere vrese, ons het sekere dinge wat ons baie keer kniehalter in ons werk vir die Here, maar die gebed van my hart is dat vanmôre se boodskapie wat ek met u gaan deel, wat handel oor dinge wat nodig is in effektiewe evangelisasie, jou ook meer sal bemoedig en vir jou ook sal help sodat jy die evangelie sal verkondig. Jy sal onthou, ons het gister bietjie die 3 mites hanteer wat ons moet vermy. Die gedagte dat evangelisasie net vir sekere persone is, ek het vir u gesê, dis nie so nie. Dis vir almal, vir elke weergeborene. Ek het vir u baie duidelik gesê dat ons hoef nie 'n Bybelse konkordansie te wees of 'n woordeboek wat moet loop en alles van die Bybel ken en weet en waar dit staan nie. Lukas 8:38 was baie duidelik oor die besetene van Gadara. Die Here sê vir hom dat hy moet na sy mense gaan en vertel wat 'n groot dade God vir hom gedoen het. En elke weergeborene het iets om oor te praat. Want as die Here jou kom red, het hy jou kom nuut maak. En daar is 'n boodskap om aan ander te verkondig. Die derde gedagte gister was gewees dat ek het nie nodig om elke liewe persoon met wie ek skouers skuur te evangeliseer nie. Daar's nie altyd tyd in 'n dag nie. Daar's nie altyd 'n geleentheid nie. Maar ek het vir u gesê dis noodsaaklik om te bid dat die Here vir jou geleenthede sal skep, en wanneer jy by individu kom, miskien 'n persoon saam met wie jy werk of kuier of golf speel of by die supermark mee praat of miskien 'n kar wag en daar is 'n tydjie, verkondig die evangelie, want dit is noodsaaklik dat ons hierdie opdrag sal uitvoer. Nou vanmôre 'n paar dinge wat nodig is in effektiewe evangelisasie. En vriende, ek gaan net 'n paar dinge noem. Ek gaan nie baie uitbrei daarop nie. Ek dink u kan self die tyd neem en daaroor gaan dink en gaan pyns en dan kyk of dit in u lewe teenwoordig is. Die eerste ding wat nodig is in evangelisasie is wees natuurlik. Wat bedoel ek daarmee? Vriende, dit is nie nodig om wanneer jy evangeliseer met 'n preekstem te begin praat en nou sekere dinge te dramatiseer om nou so bietjie dit meer geloofwaardig te maak nie. Die apostel Paulus sê, ek het nie met oorredende woorde van menslike wysheid gepoog om die evangelie te verkondig nie, maar in die krag van die Heilige Gees. En dis tog die doel, vriende, wees dood natuurlik. Dis noodsaaklik om, soos die Here Jesus vir ons die voorbeeld gestel het, soos die apostel Paulus vir ons die voorbeeld gestel het, net met mense te praat oor dit wat die Here aan jou siel gedoen het, en dan ook wie Christus is, en wat hy kom doen het aan die kruis, tot redding van die verlore sondaar. Dis nie nodig om 'n teses te lewer nie, dis nie nodig om dramaties te wees, of enige snaakse ding te doen nie. Wees dood natuurlik. Praat met mense, soos jy normaal met hulle sal praat, en vra die Here om die gesprek so te lei, dat jy op 'n natuurlike wyse by die aanbieding van die evangelie kan kom. En ons kyk maar net in Johannes 9, die man wat blind gebore is, hoe die Here Jesus op 'n baie besondere manier met hierdie man gedeel het, en hierdie man ook later by Christus uitgekom het, toe die Here weer by 'n volgende geleentheid met hierdie man gepraat het. Die volgende gedagte is, wees bereid om te luister. Ek dink dit is belangrik om te luister wanneer jy 'n persoon evangeliseer. Baie keer val ons met die deure in die huis en ons begin vir hierdie ouens 'n klomp goed aanbied wat ons geleer het, sekere kursusse wat ons deurgemaak het, en ons, soos ek sê, val met die deure in die huis en ons storm hierdie man en ons bestorm hom met die evangelie en ons verloor hom. En is belangrik dat ons eers sal luister, en ek dink in Johannes 4 gee die Here vir ons 'n praktiese voorbeeld. Wat gebeur daar? Hierdie vrou kom by die put op 'n onnatuurlike tyd van die dag, en Jesus vra vir haar, gee my iets om te drink. En daar vind 'n tweegesprek plaas. Jesus luister wat hierdie vrou sê, en hierdie vrou luister wat Jesus sê. En toe kon die Here Jesus ook haar hart aan haar geopenbaar het. Nou, ons is nie Christus nie, ons gaan nie iemand se hart openbaar nie, maar as ons luister, sal ons agterkom of hierdie persoon godsdienstig is, of hy absolute ateïs is, of dit iemand is wat op werke steun, en ons kan die Heilige Gees vra, Gees van God, stel my in staat om nou die evangelie aan te bied, om dit wat hierdie man ophoop, of hierdie vrou opbou, dat ons hulle sal wys dat dit alles is sand. Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is noodsaaklik om te luister, ook wanneer jy mense evangeliseer. 'n volgende ding wat prakties is, maar ook belangrik is wees beskikbaar. Wees beskikbaar. Ons kan nie evangeliseer as ons onsself toesluit in ons huis, of by ons werke onsself daar in 'n hoek gaan wegsteek en almal vermy nie. Vriende, om te evangeliseer beteken, ek moet beskikbaar wees. Ons kan onsself nie in 'n klooster gaan toesluit en verwag dat
die wêreld gered moet word nie. Die Here sê, hy kan klippe laat uitroep en die evangelie verkondig. Maar waarom doen die Here dit nie? Want hy wil ons gebruik. Hoekom wil hy ons gebruik? Ek weet nie. Al wat ek net weet is, dis die opdrag wat God gegee het. En hy sal red, en hy sal mense uit die duisternis bring na sy wonderlike lig, en hy doen dit deur die evangelie wat ons aanbied. Daarom, wees tussen mense, bid vir geleenthede, wees beskikbaar, sodat jy die evangelie kan verkondig. Nou 'n volgende ene wat ons almal nodig het, ek inkluis, is wees braaf. Vriende, ons almal vrees om met mense te praat. Dis die nommer 1 vrees onder jong mense in Amerika met 'n sensus wat gehou is, met so 'n opname wat gehou is. Belangrik dat toe hierdie jong mense hierdie vraag moes beantwoord het, dat die ding wat hulle die meeste vrees is, dat hulle voor mense moet opstaan en praat. Nou ek is nie uitgesluit daarvan nie. Glo my, ek is al jare in die bediening en soms vrees ek nog wanneer ek Sondag in die kansel staan. Ek vrees soms wanneer ek met mense moet praat, want die Bybel sê ons is so skape wat onder wolwe ingestuur word. Dit vat moed, vriende, om van Jesus te praat in hierdie bose, goddelose tyd, waar Christus se naam eintlik 'n vloekwoord geword het. Maar ek wil jou vra, bly die Here dat jy braaf sal wees en in die krag van die Heilige Gees sal staan, want die Bybel sê dat ons sal vas staan in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Dat ons in die krag van die Heilige Gees sal getuig, want as die krag van die Heilige Gees oor ons kom, sal ons sy getuies wees. So wees braaf. Ag, sluk maar op die einde van die dag daai 2-3 swaar slukke en begin praat en vra die Heilige Gees vir wysheid. Dan die volgende een is wees verbeeldingryk. Nou wat bedoel ek daarby? Ek dink elke situasie, vriende, is anderste. En daarom kan ons die situasie opsom en die Here bid vir wysheid. In Johannes 4 kom die Here Jesus byvoorbeeld en hy vra vir water. Dis 'n baie goeie aanknopingspunt gewees. En kon die Here Jesus ook met hierdie vrou praat oor haar siel. En daarom is dit baie nodig om vindingryk te wees en vindingryke idees na vore te bring om die evangelie aan mense te bied. Kom ek gee vir 'n voorbeeld. Toe ek nou opgeneem was in die hospitaal, was daar 'n Indiër man op my regterkant, op my linkerkant 'n ouerige man met sy vrou wat vir 'n prosedure gekom het en ons het stoele by ons kant gehad, by hulle kant was daar geen stoele nie. Ek sê toe vir Kalfyn, luister, vat die stoel na die tannie toe dat sy kan sit. En hierdie Indiër man het later die opmerking gemaak en gesê, "Jog, maar julle kind is goed gedissiplineerd, want jy kry nie meer dat jong mense opstaan vir ouer mense en vir hulle 'n stoel aanbied nie." En wat gebeur? Onmiddellik die invalshoek. En ek sê vir hom, ek is dankbaar vir wat jy vir my sê, dat Kalfyn goed gemanierd is, maar kom ek gaan vir jou vertel waarom ons hom opvoed so, want God se woord sê, en daar bied ek die evangelie aan. En ag vriende, ek het die geleentheid gehad om met daardie Indiër man en daardie vrou, waar man ingaan vir die prosedure, omtrent vir 'n halfuur, die evangelie aan te bied. Ek kon die evangelie vir hulle op 'n baie besondere manier aanbied, soveel so dat hulle uitgedaag was op hulle geestelike lewens en hulle stand voor die Here self. Hierdie praktiese, ek wil amper sê verbeeldingryke manier van net om 'n stoel aan te bied vir iemand, het 'n deur oopgesluit vir die verkondiging van die evangelie. Die laaste gedagte, vriende, dinge wat nodig is vir effektiewe evangelisasie is, ons moet soms reguit wees. Nou, net om terug te kom na die vorige punt, toe ons hierdie stoel nou aanbied vir die vrou en sy sit en haar man is toe in teater toe en hierdie Indiër man wat klaar geopereer is, lê daarso, begin ons praat en ek kom agter dat hierdie vroue agnostikus is. Sy glo nie regtig daar is 'n God nie, sy glo aan 'n opperwese of 'n hoër gesag of een of ander iemand daar buitekant en sy sê baie duidelik nie noodwendig God nie en die Indiër man, hy het nie regtig veel sy opinie gelewer nie, maar wat ek kon doen is, ek kon 'n duidelike Bybelse standaard gestel het. Jesus is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe en niemand kom by God die Vader uit behalwe deur hom nie. Hy is die skepper, hy is die onderhouer, hy het aan die kruis gesterf vir ons sonde en as ons nie weergebore word nie, sal ons die koninkryk van God nie sien nie. Hierdie vrou het 'n dogter gehad wat baie sielkundige werk doen en sy doen barmhartigheidswerk en sy lei mense op en sy het met groot lof van haar kind gepraat, maar haar kind is ook Christelik, maar sy glo nie in 'n kerk nie en sy glo nie regtig aan die Bybel en verskillende dinge nie. Is alles maar vir hulle soos bronne wat hulle gebruik, soos mense maar verskillende godsdienstige bronne gebruik en die bestes uitsoek om mense beter te laat voel. Nee, Christus is die weg, sy woord is die standaard en ons moet daarby bly. En wat 'n geweldige wonderlike geleentheid. En daarom wil ek hierdie boodskapie afsluit deur vir u te sê, wanneer jy die evangelie verkondig,
Want dit is noodsaaklik om die evangelie te verkondig. Dit is noodsaaklik om te evangeliseer. Wees natuurlik, wees bereid om te luister, wees beskikbaar, wees braaf, wees verbeeldingryk en wees reguit. En mag die Here vir u genade gee, want ag vriende, op die einde van die dag, gered die Here mense deur ons pogings en deur die evangelie wat ons dan verkondig. Romeine 10 vers 13 sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Vers 14, hoe kan hulle dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle glo in hom van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. En daarom, vriende, belangrik, dat u en ek ons voete sal gebruik, ons monde sal gebruik, ons oë, ons ore, ons hande, dat ons sal gebruik in diens van die Here, en dat ons die evangelie met vrymoedigheid sal verkondig, en die Here sal vertrou vir die redding van siele. Want onthou net een ding, die Here sê vir ons daar in Jesaja 55 vers 10, daar staan, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal, en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit, en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Somtyds sal hierdie boodskap wat ons verkondig, mense tot redding strek, en mense sal gered word. Ander keer sal dit dien tot hulle veroordeling, omdat hulle die waarheid verontagsaam het. Mag u en ek getrou wees, ongeag die resultaat. Want die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat sommige mense sal glo, sommige mense sal uitstel, en ander mense sal spot oor hierdie waarheid. Lees die woord, bestudeer dit, en dank God dat jy in sy diens kan staan, om sy evangelie te verkondig. Dis nie 'n tydelike verbygaande evangelie nie, maar hierdie evangelie sal 'n effek hê tot in alle ewigheid. Want as ons sterwe, sal ons voor die Here gaan staan, en ons sal in hom sy heerlikheid wees, en die mooiste boom kry, en ons sal ook die siele oes sien, wat ons dan ook deur sy genade, en deur die waarheid van sy evangelie, kon insamel tot sy eer, en tot sy verheerliking. Seën vir u, groete, en sterkte met u evangelisasiewerk. Tada!